Hallo en welkom by jou Ma se pot. Ons begin hierdie week met 'n nuwe seisoen, Season 2. Ons weer is bietjie vreemd want ons het laasweek al afgesluit met die begin van 'n nuwe reeks, maar die woord sê ons is 'n peculiar people, so ek voel ons kan peculiar goed doen. En ons gesels oor liggaam, siel en gees. En ons begin hierdie episode met liggaam, maar ons gaan ook die drie aan mekaar connect, want dit is belangrik. Alhoewel daar drie verskillende aspekte is van ons, is dit nog steeds 'n eenheid. En dit is iets wat ons van bewus moet wees deur die hele reeks. En ja, kom ons bid, ons begin nie. Ja, okay. Maak toe julle oogies. Nie as jy bestuur of besig is om jou make-up te doen nie. Here, baie dankie vir die kans om by mekaar te kom as susters in Christus. Here, ek bid dat U ons lippe sal aanraak, dat U ons sal lei in alles wat ons vir U sê of vir die mens wat luister sê. Vader, ek bid dat die Heilige Gees ons sal vul, opnuut sal vul en dat die woord wat ons vandag deel op vrugbare grond sal val en 100voudige oes sal oplewer. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ons het ook 'n gasgeselser vandag. Dit is ons selleier, so iemand wat baie spesiaal is vir my en Marina en 'n groot voorbeeld vir ons in geloof en liefde vir Jesus. Tanya Dupree, die Eva. Welkom by die pot, Tanya. Dankie Julai, dankie Marina dat julle my genooi het. Dit is lekker om saam met julle te kuier vanmiddag. Yes, Ek sien al lank uit vir die ouetjie. Yes, ja, dis altyd lekker om met Tanya te praat want Tanya is soos ingelig oor goed. So sy is baie lief vir die woord, baie lief vir die Here. En ek was in my 20's toe ek eers geleer het van liggaam, siel en gees. Soos dit is nie regtig 'n onderwerp wat in elke kerk van die pulpit af bespreek word nie. En dis eintlik iets wat soos mens moet verstaan dat daar verskillende dele aan jou is maar dat almal tog 'n eenheid vorm om net alles in jou lewe, jou uitdagings en alles 'n bietjie meer perspektief te hê daaroor. So, wat vir my hierdie week, ek het soos weer eens 'n week gehad waar ek baie besig was. My vyand is lief daarvan om mense besig te hou of jou te distract wanneer jy iets moet doen vir die Here. Maar voor die pot toe bid ek, sê ek soos Here, U moet my nou regtig iets gee want ek moet oor 'n halfuur by Tanya wees. En toe is dit asof alles net so in my so amper uitgestort word. Ek het nou soveel goed in my kop, maar ek het net 'n paar versies. So, die eerste ding wat hy my van bewus gemaak het is as ons teruggaan na Genesis, julle aan die begin wat sê ons is van stof gemaak en ons stof toe sal ons terugkeer. So ons liggaam is die enigste deel van ons wat uit die wêreldse materiaal geskape is. Die res van ons is metafisies, soos ons siel, ons gees is nie iets wat jy kan vat of jy kan sien nie. Dis nie deel van die fisiese wêreld nie. En dit was vir my toe interessant want toe reminder my ook van toe ons gestraf is in die tuin van Eden, was al twee daai curses was fisiese curses. Vir die man was dit deur die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien en vir die vrou was dit soos in childbearing sal jy pyn ervaar. En toe besef ek dat ons geestelike toestand, die eerste plek waar dit eintlik manifesteer, is in ons vlees. Soos die eerste plek waar jy sien as goed nie lekker is in jou gees nie, is in jou vlees. En dit was net vir my 'n interessante ding. En ook die eerste plek waar sonde manifesteer is in jou vlees. Ja. Dis wat ek my eerste dingetjie. So ietsie wat julle wil sê? Okay, dis vir my baie lekker om vanmiddag saam met julle te kuier en ek is baie passievol oor liggaam, siel en gees. En miskien kan ek net so 'n bietjie getuienis deel. Ek was nie
in my 20's toe iemand vir my liggaam, siel en gees kom verduidelik het nie. Ek was baie ouer en ek is baie spyt dat ek die konsep van liggaam, siel en gees nie vroeër in my lewe verstaan het nie. So ja, ek het eers bewus geraak daarvan toe ek 'n kursus gedoen het saam met Karen Meiburg, Kies die Lewe, waarin dit so mooi vir ons kom verduidelik is. En dit het my hele lewe kom aanraak en verander. Want vir die eerste keer het ek besef dat ek as mens bestaan uit 3 dele. En die Bybelversie wat dit vir ons 100% kom bevestig is 1 Tessalonisense 5:23, waar dit kom sê in die woord, jy is gees, siel en liggaam. En om die 3 bymekaar te trek is vir my belangrik, want ek wil hê mense moet dit verstaan en dit begryp. So jou liggaam, soos wat jy tereg sê, is die gedeelte van ons wat ons gebruik om in die wêreld te funksioneer. Ja. En jou liggaam het 5 sintuie. En deur jou 5 sintuie neem jou liggaam sekere inligting op. Deur te sien, te ruik, te hoor, te voel en Proef. En dit is hoe die inligting ingaan. Okay, en dan die sielgedeelte is bietjie kompleks, want jou siel bestaan dan uit jou emosies. Dis eintlik waar die eie ek die wil hê, die eie ek, en ook jou persoonlikheid, jou kennis, jou verstand, nê, maar baie belangrik jou emosies en dan nou jou denkwyse, hoe jy dink. En dis ons probleemarea. Die siel is die probleemarea. Okay? En dan die gees baie belangrik, dis ons geesmens, en wanneer jy sê jy is 'n kind van die Here, dan kom bly die Heilige Gees in jou, en die Gees kom raak jou aan, en die Gees kom verander jou. So, ons sielsarea is die probleemgevalletjie, dit is eintlik soos 'n hoe sal 'n mens sê, die kontrolekamer, en dit is wat geprogrammeer moet word, om in lyn te wees met God se woord en God se wil. So alles wat jy inneem, ervaar, hoor, na kyk, luister, voel, hoe dit jou laat voel, is dinge wat jy inneem en wat jy dan reguit vat na jou sielsdimensie toe en wat jy eintlik daar dan gaan prosesseer. En dan natuurlik word dit alles saamgevat deur wat jy besluit, of jy saam met die vlees gaan en of jy saam met die gees gaan. Want jou vlees en jou gees is konstant besig om te In oorlog basically. Ja, om te beklei. Gaan ek vlees of gaan ek gees? So dan kom dit alles in jou hart lê, en dit is hoekom die versie Spreuke 4:23 wat sê bewaar jou hart meer as enigiets, want daaruit spruit die oorsprong van die lewe. Dit is 'n kardinale versie wat jy moet verstaan, want alles wat in jou hart gaan lê, bepaal die oorsprong van jou lewe. En dan die volgende ding is, as dit uit die hart uitkom, gaan dit in die mond in. Ook is versie in Spreuke, ek dink is 18:20 of 20:18 wat sê, waar dood en lewe is in die Mag van die tong, en die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ja. Dit is hoe hoe dit eintlik aan mekaar sit. So ek het verlang gedink dat ek kan oulik wees. En toe besef ek kan glad nie oulik wees nie. As die Heilige Gees nie in my geesmens kom lê nie, en ek nie beweeg, spesifiek kies om te beweeg in lyn met die Gees, en teen die wêreld kies nie, dan kan 'n mens nie in God se wil bly nie. En dit kom ook na die volgende ding toe van waar die Here vir jou sê, ek gee vir jou 'n vrye keuse, ek gee jou 'n wil om te besluit. En dit gaan alles oor wat besluit ek. Besluit ek vlees en wêreld, of besluit ek gees? Die mooi gedeelte van die gees is, dit is hoe ons kommunikeer met die Here. En die geesmens is hoe ons ook dan geconnect is aan die geestesdimensie, nê? Ja. En in die geesmens is waar jy praise and worship, is waar jy bid, is waar jy die woord ontvang, waar jy geregtigheid ervaar, Ja. sondes bely. So ja, dit is hoe ek dit ervaar. Ja, dit is 'n eenheid. Wat vir my net soos of iets is waaroor ek gewonder het, of baie al gewonder het, is die hele vas ding.
wat is die veral aan die begin van my walk met die Here was dit soos wat is die punt van vas? En iemand het dit een keer verduidelik dat dit is 'n manier om jou om vir jou vlees te leer dat jou gees die baas is. En van daar af het dit net by my geklik. Dis glad nie iets wat ek reg kry altyd nie, maar ons moet, soos wat Tanya sê, dis half die twee is in twee stryd. En ons voed ons vlees op 'n daaglikse basis. Soos ons eet kos, ons kyk goeders wat ons nie moet kyk nie. Ons hoor goed wat ons nie moet hoor nie. Nie eers altyd deur ons eie besluit nie. Maar hoe die enigste ding wat jou gees voed is die woord van God. So jou gees moet in 'n vas is dit moet jy ophou om jou vlees te voed en begin jou gees voed sodat jou gees sterker raak as jou vlees. Want die siel is amper soos tussen die twee. Watter ook al een sterker is waar die siel gaan. Soos as jou gees sterker is, dan gaan jy beter besluite neem. As jou vlees sterker is, dan gaan jy slegte besluite neem. Ek meen ons almal het dit al ervaar. Die siel bepaal nie regtig die rigting nie. Dit is hang af watter een van jou gees of jou vlees die sterkste is. En ek het ook 'n so vir Insta video gekyk, want dit was lank terug en ek nou nie geweet ek gaan daaroor praat nie, anders sou ek geweet het wie dit gesê het, so sorry vir hulle. Wat gesê het en nou sit uit my kop uit. Ek kan dit nie. Ek het ook iets interessants raak gelees vandag toe ek deur my goed gegaan het en eintlik die liggaam wat eintlik ons vlees is materialisties. En die gees in die geestesdimensie is nie materialisties nie. En dis ook 'n maklike manier om te kan onthou vlees en gees. Ja. Ek onthou nou wat hulle gesê het. Wat hulle gesê het is ons vlees gee nie om of ons slegte besluite neem nie, want dit kan nie saam hemel toe gaan nie. Soos dit weet dit gaan eindig. Soos nie dat dit 'n aparte entiteit is nie, maar it's got nothing to lose. Verstaan? Waar jou gees het alles om te verloor, want dit is die deel van jou wat eternal is. En dit is hoekom die twee die hele tyd in oorlog met mekaar is. Want baie keer dink ek weet nie hoe mense wat nie die Here volg ewen lewe nie, want dis al wat my aan die gang hou deur moeilike tye is dat ek weet soos ek het woord waarheen ek kan gaan, ek het sy beloftes waarheen ek kan gaan, ek kan my hart uitstort vir hom en dan wonder ek altyd in sulke tye soos wat doen ongelowiges. En dan ander kere wonder ek of hulle ooit sulke oomblikke het want hulle het nie daai war van ek wil sonde doen maar ek moenie sonde doen. Of ek weet nie dalk het hulle maar ek voel net soos as 'n unbeliever is jy jou hoogste gesag. Ja, jy is jou hoogste gesag. So jy kan doen basically wat jy wil. So het hulle nie daai wat soos wat ons het waar ons onsself question en soos half jouself probeer beter maak, maar ook jouself veroordeel vir wanneer jy nie beter is nie. Verstaan nie wat ek sê? Ja. En jy Marina? Van my stukkies. Dit gaan een of ander manier inpas, dis altyd doen dit. Maar myne is net bietjie serieus liggaam gefokus. Dis sharp, myne is ook, ja. Vel en been wat ons in lewe. So my eerste stukkie het gewoon net gekom met ek dink ek het my 3 week gedink oor hoe eintlik ongelooflik ons gemaak is. En dit was oor Psalm 139 vers 13 wat sê want U het my niere gevorm, my moeder se skoot geweef. So alhoewel dit die vlees is en alhoewel dit ons liggaam is, ons is nie net hier gesit nie. Ons het daar soveel gedagtes ingegaan in dit. En dan net die tweede deel wat ook vir my baie belangrik was Kolossense 2 vers 16 tot 17 wat gesê het dat niemand julle dan oordeel in spyse van drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbatte nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Amen. So dit is net vir my ons moet altyd in alle tye onthou, ons liggaam alhoewel dit 'n tydelike ding is, alhoewel dit iets is wat vergaan, is dit nog steeds iets wat nie aan ons behoort nie. Ons het dit gekry as 'n geskenk van God en ons moet dit net so hanteer. Ja, ons is stewards van ons liggaam, net soos enige iets wat hy vir ons mans, ons kinders, ons enige provision wat hy vir ons gee, is ons net 'n steward van, soos die 3 slawe vir wie hy die verskillende talents gegee het.
maar ek dink dit was ook een van die goed wat ek gekry het, was die liggaam van Christus. Soos wat ons liggaam deel is van iets is ons ook deel van die liggaam van Christus. En dis hoekom die vyand kom om te kill, steal and destroy, want die vinnigste manier wat hy ons kan keer om nommer 1 in die hemel te kom, en om nommer 2 ander mense se lewens aan te raak of ander mense vir die koninkryk te wen, is om ons dood te maak. Daar's 'n Psalm, ek weet nie wat se nommer hy is nie, waar Dawid sê soos kan 'n dooie mens die loof, soos hy bid vir die Here vir genesing. En hy sê so kan 'n dooie mens die loof, soos help my, maak genees my. En dit is so. So die vyand buite die vlees self wat ook net whatever wil doen, is die vyand ook nog daar soos om ons te tempt. En hy tempt ons vlees, obviously. Met soveel goed wat vir ons goed lyk tydelik, lekker kos, lekker drinkgoedjies, lekker aktiwiteite wat lekker is miskien vir 'n oomblik, maar wat ons weet volgens die woord van God sleg is vir ons. Maar dit lei ons op die pad van verderf. Dit is wat die Bybel ons oor en oor leer, en ons is geneig as Christene om te kyk na sekere sondes en te dink, sjoe, daai alkoholist of sjoe, daai wat ook al, mense wat ja? Want Nee, selfs een van die wette in die Ou Testament, maar dis nou verstaan was brassery, en Ja. dit is oor eet. Dis in die Nuwe Dis Testament ook. oor eet en lui wees, verstaan dit. Dit is iets wat mens moet na jou liggaam kyk en jy moet gesond wees. Ek sê nie mens moet 'n marathon gaan hardloop en dan sodra jy op dit is so fyn lyn dink ek tussen ek is besig om my liggaam wat God vir my geskenk het op te pas en ek moet nou so lyk, en ons het al daar gepraat in 'n vorige podcast. Sodra dit 'n obsessie raak met hoe ek lyk, dan is dit dan nie die liggaam weer gewen en 'n ander verstaan hy sulke twee uiteindes wat hy trek, en mens net ek dink mens net versigtig wees vir want dan word dit nou weer pride. Kyk hoe sterk is ek, kyk hoe ver kan ek hardloop, kyk hoe en pride is die cardinal sin, dis die een van die eerste sondes. So dit is soos wat jy sê, ek dink ek het in Sondag het die pastoor ons was gesê God calls us to balance. En dit was vir my so 'n mooi ding, want ons is geneig om either een kant toe of die ander kant toe te gaan, en ek het eendag 'n sermon gehoor waar hulle gesê het El Shaddai beteken the God of enough, wat soos nie te veel nie, nie te min nie, en ons is ook geneig om soos nie altyd, dit is eintlik net 'n goddelike ding om te weet wanneer is enough, want ons wil altyd of meer hê of ons wil minder hê. Ons self sukkel met daai enough. So ja, dit was ook nogal vir my cool. Hierdie week in Sel toe Letitia verwys het na Genesis en oor God gepraat het en dat God drie-enig is, het my ook weer herinner aan Genesis 1:26 wat sê die mens is geskape na God se beeld en God is drie-enig. En dit kom bevestig ook vir ons dat ons wat na sy beeld geskape is, drieledig is, liggaam, siel en gees. En ook presies daardie wat jy gesê het, 1 Korintiërs 6 wat sê die liggaam is 'n tempel van God. En ons is duur gekoop. En ons liggame is ook gekoop, soos elke deel van ons is gekoop. Alhoewel ons liggame in die hemel toe gaan nie, word hulle getransformeer, soos ons kry 'n verheerlikte liggaam. Wat beteken ons het, soos daar is waarde aan ons liggaam. As ons nie 'n liggaam het nie, kan ons nie die liggaam van Christus wees nie. Dit is eintlik die punt wat ek wou maak, want dit is met jou liggaam wat jy na mense toe gaan om hulle te bedien. Dis met jou mond wat jy profeteer of in tale spreek of vir mense bemoedig. So jy het jou liggaam nodig om te dien, en dit is hoe ons liggaam moet behandel, as 'n tool in God se hande. Nie as 'n tool vir ons eie bevrediging nie. Want dit is wat ons geneig is om te doen. Ja, en dan wil ek ook byvoeg Galasiërs 5, nê? En die eerste gedeelte van Galasiërs 5 praat dan spesifiek oor die werke van die vlees. Dit waarna jy verwys het. Die werke van die vlees is die werke van die liggaam. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie,
Naaiwer, tweedrag en partyskap. Ja. En hierdie is die goed waarmee die vlees en die liggaam hom soms besig hou, ook afguns, moord, dronkenskap, wat Marina gesê het, brassery en dergelike dinge. En dan kom Galasiërs 5 in vers 22 en gee vir ons die vrug van die gees. En so ook wys dit vir jou in Galasiërs 5 die absolute teenoorgestelde van liggaam en van gees. Yes. En dit is vir my soos 'n dit is van nie iewers 'n vers wat sê fight the good fight nie. Want dit is wat dit is. Dis 'n fight tussen jou gees en jou vlees. Dit is soos ek gesê, die Here gee jou 'n vrye keuse. Die Here gee vir jou die woord en die woord is die waarheid en hy kom verduidelik vir jou in die woord wat jy veronderstel is om te doen. Ja. Maar ons vlees en liggaam is in hierdie wêreld en dit is hoe jy funksioneer in die wêreld met jou liggaam en dit is hoekom die liggaam die woord ook ons waarsku teen goed waarmee die liggaam hom besig hou. Maar dis 'n konstante stryd tussen liggaam en gees. En dit laat my dink of dit herinner my dat ons nou gesê die vlees is in die liggaam. Die vyand is die heerser van hierdie wêreld, sê Jesus op in een of ander vers. Ek kan nie onthou wat se vers nie. En dit is hoekom die vyand wel 'n invloed kan hê op ons liggaam. Al is dit deel van ons, al is ons gered, kan die vyand soos liberties vat en jou laat voel, ek kan nie dit doen, ek kan nie dat doen nie. So ons moet bewus wees dat al is ons in ons liggaam, in die wêreld, het ons nog steeds dominion oor ons liggaam en kan ons die vyand wegjaag as ons 'n sonde gehad het wat ons bely het en 2 opstaan in ons autoriteit en besef dat ons het geestelike dominion oor ons liggaam. Ja, en ek dink is ook belangrik dat mense moet verstaan, liggaam, siel en gees, nê? Waar val die duiwel jou aan? Die duiwel val jou aan in jou gedagtes en jou emosies en jou denke. Dit is waar die duiwel ons kom aanval. En dit is hoekom ons sielsdimensie moet so geprogrammeer wees dat jy dit hou in lyn met God se woord. Dis hoekom jy jou gees moet voed met Bybel lees, met bid, met praise and worship, om deel te wees van 'n liggaam, saam met ander gelowiges, nê, sodat wanneer daardie gedagtes opkom, daai negatiewe gedagtes, wanneer die duiwel jou kom aanval in die gedagtes, dat jy dit jou Bybel ken, jou Bybelversies ken, soos jy sê, jouself herinner aan jou autoriteit as 'n kind van die Here. En dit eintlik bestraf en teenstaan, is dit nie, in jou gedagtes en sê, maar God is lief vir my en ek is goed genoeg en ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. So dis hoekom die 3 eintlik so mooi, dit is hoekom mense die konsep van die baie mooi moet verstaan, hoe dit eintlik inpas. En dat ons eintlik moet kies om ons gees konstant te vul. En nie, ek bedoel, soos jy ook gesê het, waarna ons kyk, ons is op social media, die goed waarna ons kyk, die goed waarna ons luister, dit beïnvloed alles jou sielsdimensie. Ja, dit is die oë is die venster na die siel toe. Dit was 'n vers wat sê faith comes by hearing. So dit wat ons hoor en dit wat ons sien het 'n groot invloed op ons gees. En dit herinner my aan daai vers in die Ou Testament waar ek kan nie onthou wie op die 2 berge staan, dit was Moses wat dit vir die Israeliete gesê het, toe sê hy kies vandag tussen die lewe of die dood. En dit is ons keuse. Ek dink die duiwel is goed om ons te oorreed dat hierdie is nie so ernstige keuse nie. Jy gaan 1 glasie drink of jy gaan een ietsiekie doen. Dis nie 'n serieus besluit nie. Maar eintlik het God al vir ons in die Ou Testament gewys, daar's 2 keuses. Daar's altyd net 2 keuses. Dis of lewe of dood. Dis al wat ons het om tussen te kies. En ek dink ons moet dit in gedagte hou met elke besluit wat ons neem en regtig bidend ons besluite neem en nie op ons eie insigte staat maak nie, sodat hy ons baie gelyk kan maak. Dis my volgende versie. Jy joke. Ja. Sien jy? Of dalk nie die volgende een. Titus 1:16 sê hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke omdat hulle gruwelike en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Ja. So dit is net daai wat jy
verstaan wat Jy ek sê gesê een ding met jou mond, maar jy doen 'n ander ding met jou James. liggaam. En dan Spreuke, ek dink is hierdie ouetjie. Spreuke 3 vers 5 tot 8 vertrou op die Here met jou hele hart en sê jy Mm. insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys nie oor nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en voorkomen van jou gebede. So gehoorsaamheid bring genesing. Mm. Dit is die ding wat ons moet verstaan. Soos die dinge wat in ons liggaam verkeerd is connected aan wat in ons gees aangaan. Ek voel soos dit is vandag se tema. En dit is ons besluite wat dit beoefen. Wat ons besluit om te glo, wat ons besluit om te doen, waarna ons besluit om te kyk, waarna ons besluit om te luister. En as ons wil iets regstel in ons liggaam, dan moet ons tyd by God gaan spandeer, sodat hy vir ons kan sê wat ons moet verander in ons gees en in ons siel en in ons lewe. Ja. Ek wil net hierdie laaste versie met julle deel spesifiek. Job 32:8 wat sê, maar dit is die gees in die mens en die asem van die Allerhoogste wat hulle verstandig maak. Amen. En dit gaan eintlik soveel dieper, want dit is die gees in ons geesmens, dis die Heilige Gees wat in ons kom bly, wat hy dan sê, en die asem van die Allerhoogste wat julle verstandig maak, en verstand lê in jou sielsdimensie. So as die gees van die Here en die Heilige Gees in jou is, en jy voed dit, en jy beweeg vanuit daardie geestelike dimensie uit, dan kom gee die Here vir jou verstand. Om beter besluite te maak. In jou sielsdimensie. Ja. So. Het jy nog 'n dingetjie? Okay, maar daar was 'n baie mooi. Dit was 'n mooi, maar dit was 'n afsluiting. Dit was 'n afsluiting. Afsluitingsversie. Ja, dit was baie mooi. Baie dankie dat jy saam met ons kom gesels het en dit was baie lekker om jou op die pot te hê. Dit was lekker om saam met julle twee te kuier. Ek lief julle. Ons is lief vir jou ook. Dit is altyd lekker saam met jou, Marina. Ek gaan vir julle 'n blessing oor julle weer spreek soos altyd en ons hoop dat julle 'n goeie God-gevulde week sal hê. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.